Goeienaand almal en baie welkom hier by my Dinsdag aand 6:30 die 17de Maart 2026 by ons Bybelstudie les 6 wat ons vanaand aanbied. Opgewonde om vanaand weer so lekker saam te kuier en ek dink jy is net so lekker opgewonde vanaand vir hierdie Bybelstudie. Nou terwyl ons so inskakel, deel dit daar na jou tydlyn toe, deel dit daar na jou status toe, sodat almal ook kan deel wees van hierdie amazing Bybelstudie. Prys die Here. Ons gawes gegee om sy liggaam te stig en op te bou, om toe te rus vir alle dienswerk tot eer van sy naam. Ons ontvang die Heilige Gees wanneer harte voel Ek sukkel om in te skakel. al die gawes is daarin wat hy deur ons wil gebruik. Tassy. Dit stig die liggaam van Christus. Share dit daar na jou tydlyn toe, nou daar na jou status toe. Prys die Here. Hy het gaar ons gawes gegee om die liggaam te stig en op te bou, Om toe te rus vir alle dienswerk tot eer van sy naam. met vrymoedigheid beoefen ons die gawes wat hy gee tot opbou van die liggaam en liefde meer en meer. Hy het vir ons gawes gegee om sy liggaam te stig en op te bou, om toe te rus vir alle dienswerk die liggaam van Christus staan. Ek hoop elkeen kan vanaand inskakel. Ek sukkel vreeslik om te share vanaand. So ek dink net ek gaan nou weer, ek weet nie watter. Ek het geen internet nie. Okay, ek gaan net weer vir ons die liedjie speel terwyl ons so 'n bietjie sukkel met die inskakel. Hasai, daar kom hy nou. Ons ontvang die Heilige Gees wanneer ons bekeer. Al die gawes is daarin wat ons met vrymoedigheid moet beoefen. Dit stig die liggaam van Christus, hy is die hoof. Hy het vir ons gawes gegee om sy liggaam te stig en op te bou, om toe te rus vir hulle dienswerk tot eer van sy naam. Ons ontvang die Heilige Gees wanneer harte voor hom buig. Al die gawes is daarin wat hy deur ons wil gebruik. Dit stig die liggaam van Christus, hy is die hoof.
om sy liggaam te stig en op te bou, om toe te rus vir hulle dienswerk tot eer van sy naam. Goeienaand almal, baie welkom hierso. Met vrymoedigheid beoefen ons die gawes wat hy gee, tot opbouw van die liggaam en liefde meer en meer. Hy het vir ons gawes gegee, om sy liggaam te stig en op te bou, Om toe te rus vir hulle dienswerk, die liggaam van Christus staan. Prys die Here, is dit nie mooi om dit so te hoor, te verstaan, volgens die woord van die Here. In die Efesiërs 4 verduidelik vir ons so mooi. Dit is hoekom ons bedieninge en gawes gekry het, om die liggaam van Christus te stig, op te bou, toe te rus vir hulle dienswerk. So dis van kardinale belang, dat elke kind van die Here dit besit, en dit ook gebruik. Nou, ons gaan vanaand lekker oor hierdie gawes gesels, waarvan die Efesiërs praat, waarvan Korintiërs praat, waarvan Romeine praat, waarvan daar soveel plekke in die woord van die Here opgeteken is, en ook Korintiërs 14, oor hoe tale en profesie en al die dinge, en ons gaan vanaand so lekker daar deurwerk, en kyk hoe alles in mekaar inskakel. Dis amazing, as ons as kinders van die Here dit kan verstaan, en vanaand ons verantwoordelikheid teenoor die evangelie kan verstaan. Nou, ons gaan eers lekker saam bid vanaand. Ons het 'n quiz op die channel gesit vandag oor watter gawe kom as 'n meervoud voor in 1 Korintiërs 12. Nou, ons gaan vanaand lekker daaroor gesels, ons het daarby uitgekom, dat dit die gawes van gesondmaking is, en ek dink ons is almal opgewonde om te hoor, wat is hierdie gawes van gesondmaking? Dit is so lekker om so lekker saam te kuier in die woord van die Here, en het so na te speur en met mekaar te deel. En jy moet dit asseblief vanaand geniet, wees vry, geniet dit, dis welkom, sê vir ons hallo, as jy nog nooit vir ons hallo gesê het nie, nog nie gesê het, waar kom jy vandaan nie, ons wil jou graag leer ken, ons wil weet waar kom jy vandaan, is so lekker, as jy nog nie jou handleiding ontvang het vir hierdie les nie, ons trek by les 6, dis amazing, ons het Januarie begin, en ons het nou al die 6ste les wat ons vanaand afhandel. So ons doen so 2 lesse in 'n maand, dis nogal awesome verby. So as jy nog nie jou handleiding ontvang het vir hierdie les nie, asseblief kontak ons, en jy is meer as welkom om ook die les te kry, want ons gee so lekker oorsig in die Bybelstudie. Ons kan nie elke punt bespreek, en dan gaan ons jare vat om deur die Bybelstudie te kom. So ons gee so lekker oorsig, so lekker opsomming, dat wanneer jy self daardeur gaan jy dit mooi kan verstaan. Die skrifgedeeltes wat jy lekker saam met dit gaan lees, al die punte wat in detail bespreek is, Styl het dit vir ons so mooi neergelê, al die fondasie en alles wat gepaard gaan met elke les, dit is so mooi, dit is so verrykend, dit is so, dit is die grootste skat wat 'n mens kan bekom, is hierdie Bybelstudie. Nou, natuurlik, naas die woord van die Here. Die woord van die Here is altyd die hoogste, maar die Bybelstudie bestaan amper uit die woord van die Here. Net hier en daar het ons so iets probeer verduidelik, maar die skrif praat so vir homself en verduidelik homself so mooi, dat dit nie eens baie self idees en gedagtes daarof in te voeg nie. So asseblief, as jy dit nog nie gekry het nie, deel dit, vra vir my en dan kan ons dit ook met jou deel.
Die sein is baie swak. Ek hoop nie dit is 'n probleem nie, maar nou ja, kom ons gaan aan. Ons bid vanaand dat die Here ons sal help met wysheid en insig. Daar's 'n gawe van wysheid, 'n gawe van kennis. En ons bid vanaand vir daai gawe van wysheid, dat ek die gawe van wysheid vanaand sal hê om ook hierdie Bybelstudie mooi aan u te kan verduidelik. Dit is 'n geweldige verantwoordelikheid om dit wel reg te kan bedien, in die waarheid van die woord, op te weet en seker te wees van dit wat 'n mens sê aan ander oordra. Dis nogal geweldig. Vanaand toe ek hier sit, dink ek, Here, dis 'n geweldige verantwoordelikheid wat U vir ons gegee het, maar dit is awesome om dit te doen. Ek wil dit nooit anders hê nie, maar kom ons bid saam dat die Here wel vanaand vir ons wysheid en insig sal verleen. Vader, ons sê vanaand vir U so baie dankie vir U, Here, teenwoordigheid, dat ons net by U kan wees, dat ons, Here, net met U kan praat, en as U kinders by U kan wees, en met U gemeenskap kan hou, en Vader, wat 'n heerlikheid, wat 'n lekkerte. Ons is 'n hele groep van gelowiges wat hier by mekaar kom, hier op die lig, Vader, en dit maak nie saak of ons in een gebou is nie, want elkeen is 'n gebou, elkeen is 'n kerk, elkeen is 'n gemeente, wat gestig is in sy dorp, Vader, en dit maak my so opgewonde om daaraan te dink, en dit is hoekom U ons leer en help en onderrig, sodat ons kan verstaan wat hierdie gemeente, wat gestig is, moet doen. Here, en saam vorm ons hierdie gebou, waarin U woon, waarin U bly. Baie dankie, U Gees bly ook in ons harte, in ons siel, Vader, en ons loof en ons prys, en so het ons kommunikasie met U, en so bly U en die Here Jesus Christus in ons deur die Gees. Vader, baie dankie, dit is baie keer so kompleks, om dit so te verstaan en te verduidelik, maar as 'n mens dit so in jou hart begryp, is dit so 'n heerlikheid en 'n lekkerte. Vader, ek wil vanaand bid, terwyl ons al by les 6 is van die Bybelstudie, U werklik vir ons kom help en ondersteun en wysheid en insig kom verleen, sodat ons al die onderwerpe wat ons al reeds bespreek het, so lekker kon deurpraat. Daar's soveel sekerheid, meer sekerheid in harte en verstaan in harte, en ek loof en prys in my eie hart, is daar soveel meer sekerheid, en ek dank en ek loof en ek prys U daarvoor. Ek wil ook vanaand bid, Here, terwyl ek die gawes les so gaan bespreek, wil ek bid vir wysheid en insig. Here, my God, dat U my sal help, Vader, dat ek die waarheid sal praat, uit die woord uit sal praat, dat ek nie my eie idee of gedagte of wat ook al sal deel nie, maar dat dit by U woord sal bly. Help my met nugterheid, waaksaamheid, Vader. Baie dankie daarvoor. Dankie dat U kinders bereid is om te luister, te leer, in te skakel, hulle harte oop te maak. En ek vra, Here, dat alle onkunde en onsekerheid en alle dinge vanaand uitgesorteer kan word in harte. Baie dankie daarvoor. Gawes is 'n groot saak, Vader, en mense is benoud oor gawes, mense is bang vir gawes, maar as ons dit verstaan volgens U woord, hoef ons meer bang en skrikkerig te wees nie, en dit is hoekom jy dit so mooi met ons deurpraat en verduidelik, en ons dank en ons loof en ons prys U daarvoor. Baie dankie, Vader, in Jesus se naam. Ek wil ook bid en vir U baie dankie sê, Here, dat U ook almal aanraak wat siek is en help en ondersteun, en Here, voorsien in alles, Vader. As ek dink aan Marlisie ook vanaand, en my hart is so opgewonde, toe sy vandag sê, sy's baie beter. Dit lyk of hierdie operasie 'n sukses was, Here. Dit voel of ek, Here, oral waar rond hardloop en die loof en prys en verheerlik daarvoor. Baie dankie, Vader. Dankie vir elkeen wat U aanraak. Dankie vir elkeen wat U versterk en ondersteun in die kragtige naam van U Seun Jesus Christus. Baie dankie, Vader, in Jesus naam. Amen. Prys die Here, wat 'n lekkerte om so saam te kan bid en die naam van die Here groot te maak. En dan kan ons ook so lekker aangaan met ons Bybelstudie les 6. As jy nog nie die handleiding ontvang het nie, asseblief kontak ons dat jy hierdie handleiding in die hande kan kry. Ek gee net 'n oorsig, 'n lekker opsomming van die les, sodat ons beter kan verstaan wanneer ons self deur die les gaan, self deur die skrifte gaan, en dan kan jy dit ook so lekker op jou eie tyd doen. Nou, as ons kyk na gawes, ons het nou laasweek bedien oor die bedieninge. Dit was les 5 gewees. En daaruit het ons nou mooi gesien wat al die bedieninge is, en vanaand praat ons oor die gawes, maar die bedieninge en die gawes en die vrug is alles in een Gees, uit dieselfde Gees, en dit is die Gees wat ons ontvang by ons wedergeboorte. Ok, so om deel te wees van dit,
moet jy jou hart vir die Here gee. Jy moet jou hart oopmaak en oopbreek en die Here Jesus Christus aanneem as jou verlosser en saligmaker. Jou sonde bely, erken dat jy 'n sondaar is en op daai oomblik dan skenk God vir jou die wedergeboorte as daai hart so oopmaak en hy breek so oop. Sjoe, dis net amazing. Dan kom God en hy skenk jy die wedergeboorte, hy kom besny die hart, hy maak 'n teken in jou hart, sodat almal in die geestelike wêreld kan sien dat jy sy kind is. Jy ontvang die gees van lewe, van krag, van heerlikheid. Wow, is dit nie amazing nie? So dit is hoe 'n mens die gees kan bekom, waarin al die gawes, die bediening en die vrug reeds is. Wow. Okay, so alles werk uit hierdie gees, hierdie een gees. En ons almal, die hele liggaam van Christus, is deurdronge met die een gees, gedoop met die een gees in die liggaam. So almal is deurdronge met dieselfde gees, waarin al die gawes, bediening en vrug is. Prys die Here. So nou kan ek dink, ons verstaan al klaar ons verantwoordelikheid binne in die liggaam van Christus. Jy kry dit verniet. Maar jy kry dit nie verniet om niks aan te doen nie. En dit is baie keer die groot saak. En baie keer, omdat ons dinge verniet kry, gratis kry, heg mens nie soveel waarde daaraan, as wanneer 'n mens om geld betaal nie. En dit is wat die Here Jesus sê, kom koop by my, sonder geld, wyn en melk. Kom kry by my die lewende water. Kom kry by my die lewe. Wow, dis net amazing. En dit is waaraan ons waarde moet heg. Want ons as mens heg waarde aan geld en dinge wat ons kan koop en dinge wat ons kan besit. Maar hierdie het geestelike waarde, dis geestelike rykdom. En dit is die rykdom wat ons moet besit. Wow. Nou ons ontvang die gees van die Here, want ons as sondaar is net siel en liggaam. Omdat die gees van die Here uit die mens onttrek is met die vloed, het die mens nie meer die gees van God in sy siel gehad nie. So, as sondaar wat gebore is, jy het jou pad gestap in die wêreld, maar jy het nie die gees van die Here in jou siel nie. Jou siel is nie lewend nie. Jou siel is in Satan se koninkryk vasgevang, terwyl jy sondaar is. En op 'n dag maak jy hierdie hart oop en jy besef, jy kan nie meer so aangaan met die lewe wat jy lei in die wêreld nie. Dit breek jou, dit maak jou seer, dit verwoes jou, dit maak jou siek, dit maak jou stikkend. En op daai oomblik wat jy daai hart oopmaak, dan ontvang jy God se lewe, sy gees in jou siel, wat jou siel weer lewend maak, wat jou siel verander na die beeld van God, wat jou siel uit die koninkryk van duisternis uithaal in die koninkryk van lig. Wow, jy's gered, jy's vry, jy's verlos. Daai ou lewe van jou is afgesny. En nou is jy gees, siel en liggaam. Okay, so jy ontvang die gees asof dit jou eiendom is. En jy moet daarna kyk en jy het verantwoordelikheid teenoor die gees wat jy ontvang. Okay, dis hoekom die woord sê, jou gees. Okay, verstaan ons dit? En jy ontvang die Heilige Gees vir die opbouing van die liggaam. Jy ontvang die gawes, die bediening, die vrug en alles wat jy moet uitleef in die gees. Eerste vir die opbouing van die liggaam. Okay, waarvan Jesus Christus die hoof is. So ons met die heiliges, ons medegelowiges, opbou, toerus vir hulle dienswerk, sodat elkeen gestig en gebou kan wees om weer hulle deel te kan doen. Wow, amazing. Nou natuurlik, daar is verskillende aspekte wat veroorsaak dat kinders van die Here nie hulle gawes gebruik nie. Kom ons kyk eers daarna. Nou natuurlik verg dit geweldige vrymoedigheid om gawes te beoefen en dit is 'n groeiproses. Nou, omdat kinders van die Here baie keer bang is om foute te maak, trek hulle terug. Want mens is so bang vir kritiek, jy is so bang jy word reggehelp. En natuurlik is dit vernederend as jy moet erken, maar jy het 'n fout gemaak. Okay? So dis baie keer hoekom kinders van die Here terugtrek met gawes. Maar natuurlik, gawes moet gesuiwer word. Altyd.
En dit is hoekom 'n mens leiers het wat jou kan help met die suiwering van jou gawes. Die hele liggaam kan jou help met die suiwering van jou gawe. Wow. Nou, hierdie vrees wat ons baie keer het, onthou julle toe die Heer talente uitgedeel het aan sy diensknegte, hy het mos vir die een 5 en vir die een 2 en vir die ander een 1 gegee. Was hierdie een bang wat een ontvang het? Hy was bang vir hierdie Heer, want hy het gesê, hy het geweet, hy is hard. So hy het hierdie een talent wat hy ontvang het, hierdie een gawe wat hy ontvang het, was hy bang om te gebruik. En hy het dit eerder onder die grond gaan begrawe, as om dit te gebruik, as om 'n fout te maak, as om dit dalk verkeerd aan te wend. Maar die Heer het gesê, hy sal dit kom uitsorteer as hy terugkom. Al het hy net iets met daai gawe gedoen, sou die Heer hom nie gesien het, as 'n lui en 'n slegte dienskneg nie. So, jy moet jou gawe gebruik en aanwend, al doen jy dit in die verkeerde rigting. Moet jy ten minste iets daarmee begin doen, want dis hoe dit uitgesorteer kan word. Dit is hoe dit kan groei. Ok, as jy dit nooit gaan gebruik nie, gaan dit dormant lê, en dit gaan nooit kan werk en groei soos dit moet nie. En dit is natuurlik waar ons die gees van die Here uitblus of dooddruk, en dit is hoekom ons baie keer dood voel in ons geestelike lewe. Hoekom dink 'n mens voel jy so dood? Ag, Here, is dit nie moeite werd om U te dien? En mens gaan so aan en, ag, ek is nie seker of ek ietsie ontvang het nie. En mens bejammer nader aan jouself en mens het verskonings wat jy aanbied en ag, al hierdie dinge. Maar as 'n mens kan besef, die Gees van God is in my en ek moet daarmee werk. Ok. Nog 'n aspek wat ons as kinders van die Here geweldig knielter is tradisie. Nou, as ons kyk na Markus 7 vers 13, sê hy, so maak julle dan die woord van God kragteloos, deur julle oorlewinge wat julle bewaar het, en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. Nou, dit is eintlik maar tradisies, nee. So wat nou gebeur is, jy het eintlik verskonings. Hoekom jy nie sekere gawes kan beoefen nie? Hoekom jy nie die woord kan aanvaar soos wat dit opgeteken is nie? En die woord van God kan nie ingang kry in jou hart as jy dit gedurig deur te staan met 'n tradisie, 'n oorlewering of wat ook al die geval mag wees nie. Nou, baie kinders van die Here het kerk verander. Hulle was byvoorbeeld in een van die 3 susterskerke, waar daar nooit oor die gawes gepraat is nie. Dit is heeltemal afgemaak, die werking van die Heilige Gees en al daai tipe van dinge. Nou kom hulle by 'n sekere kerkgenootskap byvoorbeeld aan. Hulle sien, ja, maar hier is lewe en opgewondenheid en al die dinge, en hulle gee hulle harte vir die Here, en hulle is opgewonde, en natuurlik gaan jy nie terug na die kerk toe, wat die Heilige Gees gawes dooddruk of ignoreer nie, maar die meeste van die tyd verander jy kerk en jy ervaar die lewe, maar jy bly styf teenoor die werking van die Heilige Gees. En dit is 'n groot probleem, want ons voel baie keer, maar die orde van God is om tjoepstil te bly in die kerk, niks te sê nie, en dis die orde, dis styf, dit gaan niks buite dit nie. Maar as ons mooi kyk na die gawes, hoe dit beoefen moet word in die gemeente, dis God se orde, nie dat die gawes nie moet gebruik word nie. Die gawes moet in ordelikheid gebruik word, maar ons moet die gawes beoefen. Nou, wanneer 'n mens toegee aan sulke leerstellings en dit koester, beskerm jy eintlik hulle opstand teenoor die werking van die Heilige Gees. En dit is hoekom jy self dood voel in jouself, want met die leerstelling druk jy die Gees van God dood in jou lewe. Jy blus die Gees van die Here uit met daai denke. Nou, in die Gees van die Here is vryheid en heerlikheid en lewe, en is die strome van lewende water, wat jou innerlik moet lewend maak in jou siel. En dit is wat Jesus gesê het, vra vir my vir die lewende water, dan sal jy nooit weer dors kry nie. So dit is die Gees van God, wat in jou hart en uitgestort is.
En dit is waar jy hierdie innerlike krag en lewe kry in jou siel. Nou wanneer 'n mens opstandig bly teen gawes en kan dit lasterlik raak. En dis wat ons as kinders van die Here nie mee betrokke wil raak nie. Mens wil nie lasterlik raak teenoor die Heilige Gees. En nou leerstellings wat nie die werking van die Gees aanvaar nie en dit afmaak as duiwels, is Gods lasterlik. So 'n mens moet verstaan, jy moet breek met daai tradisie waaruit jy kom, daai styfheid en sogenaamde orde, wat net die Gees van die Here, die lewe in jou wil dooddruk en wil uitblus, sodat jy doodraak in jouself. Mens kan die Gees van God uitblus om hom te bly teestaan, om hom te bly weerhou in jou lewe. OK. So ons moet eerder ons harte oopmaak om te verstaan en deel te wees van hierdie kosbare geskenk wat ons elkeen ontvang gratis van die Here met ons wedergeboorte. En jy moet alles in jou vermoë doen om hierdie skat, hierdie geskenk te bewaar en daarmee te werk soos wat dit vir ons opgeteken is in die woord. Moet dit nie verder doodruk nie. Los die tradisie, verstaan vanaand, breek daar uit, sodat jy kan lewe in jouself hê. OK, wow. Nou kom ons kyk so 'n bietjie 'n oorsig van die les. Nou, as jy na die tyd kan jy asseblief, soos ek gesê het, gaan kyk na die les, gaan kyk bietjie na alles wat daar opgeteken is en alles. Stanley het dit baie mooi puntsverwys vir ons uitgelê, maar ek gaan net 'n paar punte vanaand aanraak in die les. Nou, kom ons begin en ons kop sommer af met die gawes van die Gees. Nou, dit is in 1 Korintiërs 12 opgeteken. Nou, ons gaan begin vanaand met tale. Hoekom tale? Want tale is die gawe wat die meeste kinders van God kan beoefen. OK, jy het nie 'n verskoning om tale te beoefen nie. OK, al voel dit vir jou soos onmoontlik, jy kan dit doen. Want die gawe van tale is in die Gees. Jy het dit ontvang met jou wedergeboorte en dit was die verwarring wat ons nou so uitgeskakel het. Jy ontvang nie later die Heilige Gees en dan begin jy tale praat nie. Jy het dit in jou hart, jy het dit in jou siel. Jy is net onvrymoedig om dit wel te beoefen. OK, almal wat ek al mee saam gebid het, as hulle verstaan, maar ek moet net vrymoedigheid neem, dan praat hulle tale. OK, baie praat so met tale die dag met hulle wedergeboorte, die oomblik met hulle wedergeboorte. So jy hoef niks daarvan te weet nie, dit kan net gebeur. OK, so kom ons kyk na 1 Korintiërs 12 vers 10, dan praat hy daarvan allerhande tale. Hy sê aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. So ons begin vanaand met hierdie allerhande tale. Nou in 1 Korintiërs 13 lees ons van mense en engele tale. OK? Met die uitstorting van die Heilige Gees het hulle landstale gepraat. So hulle het met die skare wat voor hulle was in hulle eie taal gepraat. OK, so kom ons pleis dit gou lekker uit. Dan sê Jesus, voor hy opgevaar het, julle gaan met nuwe tale praat. Kom ons lees dit gou hierso. Dit is so mooi. Kom ons lees dit gou. Waar is hy nou my skrif? Hy sê in Markus 16 vers 17. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. So baie mense voel dit moet by menslike landstale bly, soos wat dit gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees, maar Jesus sê hierso nuwe tale. So daar het nie ewe skielik nuwe landstale ontwikkel nie. Hierdie is vars, nuwe, hemelse tale waarmee ons gaan spreek. Dis net amazing. En as ons nou sien in Korintiërs praat hy van die engele tale, mense tale en engele tale, OK? So, dit is wat gebeur met die gawe van tale. Nou, in tale te bid, is een van die gawes van die Heilige Gees, wat aan gelowiges gegee word. Dis 'n geestelike taal, waardeur jy met God kommunikeer, sonder om te verstaan wat jy
praat. Okay, so dis 'n hemelse taal. Hierdie nuwe tale, hierdie vars tale is 'n hemelse taal wat niemand verstaan nie. So jy kommunikeer met hierdie hemelse taal met God. Wow, nou kom ons lees, kan jy dit verstaan? 1 Korintiërs 14 vers 2. Want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie. Okay? Maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar die Gees spreek, maar met die Gees spreek hy verborgenhede. So, as jy in hierdie hemelse tale praat, in engele tale, jy kommunikeer met God deur die Heilige Gees met tale, kan niemand dit verstaan nie. Net God verstaan dit. Okay, so kom ons kom eers daar. En hy sê hierso in 1 Korintiërs 14 vers 14, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. So dis nie iets wat jy kan uitdink in jou verstand nie. En die oomblik wat ons dit kan verstaan van tale, begin jy sommer tale praat. En 'n mens dink, maar dit gaan hier in jou kop vorm, en dan gaan jy met jou mond spreek. Maar al wat gebeur is, jou mond spreek hierdie tale. Jou verstand kan dit nie uitdink nie, dit kan dit nie uitredeneer nie, dit kan dit nie vorm nie. Jou mond moet dit praat. Okay. Nou, gelowiges verstaan nie die waarde van hierdie kragtige gawe nie, maar daar is baie voordele wat ons kan gebruik in ons geestelike lewe, soos in ons gebed. Okay, want tale stig jou. So as jy tale praat in jou binnekamer, dan stig dit jou, en as jy gestig is, kan jy ander stig. Jy kan ander opbou. Okay. 1 Korintiërs 14 vers 4, elkeen wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. So dit is waaroor tale gaan. Tale gaan daaroor om jou self te stig. Okay. Want ons as kinders van die Here weet nie altyd wat om te bid nie. Daarom is dit 'n baie waardevolle gawe van God se wil om te bid. Okay. Want hy sê hierso in Romeine 8 vers 26, net so kom die Gees ons swakhede te hulp. Ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. So baie keer wanneer jy bid, jy kan net so lank in Afrikaans of in Engels of wat is jou taal ook al bid. Dan raak jou woorde op. Of baie keer as jy vir 'n persoon bid, kan jy net soveel vir hom bid. Jy kan net soveel sê. Jy weet naderhand nie wat om vir hierdie persoon te bid nie. As net om te sê, Here, wees met hierdie persoon. Maar dis die heerlikheid van tale. Wanneer jy tale bid, is dit die perfekte, die volmaakte wil van God wat deur jou bid en met God kommunikeer. Okay? So jy kan ure en ure tale bid, en jy weet nie eers wat jy bid nie. Is dit nie amazing nie? Baie keer sal jy dinge bid wat jy nie eers aan gedink het nie, deur die Gees. Dit sal nie eers by jou opkom nie. En so kan ons gawe gebruik, tot eer van die Here, van sy koninkryk, om ook vir ander te bid, en vir jouself, en jouself te stig en op te bou, en toe te rus vir jou dienswerk, wat jy weer in die liggaam van Christus moet gaan doen. Want elkeen wat in tale spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand, okay, daai het ons nou gelees, ekskuus, ons het dit nou gelees. So tale help jou om sonder jou beperkte verstand en woorde te bid. Want jou verstand is beperk, jou woorde is beperk, en nou kry jy die gawe van tale, van hemelse tale, en dit gaan ver bo jou verstand, wat beperk is, en ver bo jou woorde, wat beperk is. Jou verstand verstaan niks wat die Gees bid nie. Okay, so jy bid tale. Okay, kom ons gaan net gou verder aan. So dit laat jou toe om oor dinge te bid waaraan jy dalk nie eers gedink het of bewus van was nie. Okay, so dit is 'n amazing gawe. En as ons dink aan hierdie nuwe tale, dit maak my so opgewonde. Vandag toe noem Stanley dit so, ek gaan dit nou so 'n bietjie steel.
Ek bedien dit eerste, so dis baie cool. Toe besef ek weer eens dat elke een wat begin tale praat, sy tale klink anders. Jou tale gaan nie soos myne klink nie, en myne gaan nie soos joune klink nie. Okay? So, daar's baie tale wat die kinders van die Here praat. Vars tale, nuwe tale, en terwyl jy tale bid, en jy raak vrymoedig in tale, dan kom daar al hoe meer tale wat jy bid. Jy weet nie eers hoeveel tale jy bid nie. Is dit nie amazing nie? Wow! So meer vrymoedig jy raak, hoe meer jy toegee om in tale te bid, hoe meer raak die tale wat jy bid. Okay? So dis al hierdie nuwe tale waarin almal bid, hierdie hemelse taal. Dis net crazy om daaraan te dink. Wow! So ja, prys die Here, ek hoop ek kan julle opgewonde kry vanaand oor tale. En hoe begin ek met tale? Gaan in jou binnekamer, maak jou mond oop en begin tale bid. Dis hoe maklik dit is. Dis letterlik hoe maklik dit is. Ons hou self terug. As jy jou mond laat gaan, as jy jou tong laat gaan, sal daar tale uitkom. En baie keer weerhou ons dit so, dat dit met krene en stene en moanings en groanings uitkom, laat dit uitkom. En so sal die woorde al hoe meer en meer en meer vorm, soos wat jy vrymoedig raak met jou tale. Moet dit nie verder terughou nie, mens onderdruk die gees van God, wat deur jou die wil van God wil praat. En dan raak mens baie keer so mismoedig, as daar niks gebeur in jou lewe nie. Jy hou die gees van God se werking terug in jou lewe. Omdat 'n mens in tradisies vasgevang is, in sekere denke vasgevang is, vrees, onvrymoedigheid en al hierdie dinge. Elke liewe kind van God wat sy hart vir die Here gegee het die gees waarin tale is. Okay, so is dit geen verskoning nie. So gaan beoefen dit, maak daai hart oop, maak jou mond oop, begin praat, maak nie saak wat daar uitkom nie, dit gaan nie die verkeerde ding wees nie, laat dit uitkom, sodat dit kan vorm en so lekker ontwikkel en ook groei. Tale groei ook. Okay, so hoe meer vrymoedig jy is, hoe meer groei jou tale. Dan kom ons by die uitleg van tale. Nou, uitleg van tale is nie 'n saak om te tolk nie. As ek tale praat, kan staan nie die tolk wat my tale beteken nie, want hy verstaan dit nie. Okay? So dit is 'n profetiese uitleg wat God gee deur die uitleg van tale. Dit wat God wil praat deur jou tale, kan iemand uitlei as 'n profetiese woord vir ander. Okay? So ons verstaan dit nie, ons weet nie wat ons sê nie, ons kan nie woord vir woord gaan vertaal nie. Dit is 'n profetiese woord wat gegee word deur tale, wat uitgelê word deur iemand. Okay? En dit is nou wat die woord so mooi sê. Hy sê, as jy in 'n gemeente tale praat en niemand kan dit uitlê nie, swyg. Okay? So as jy in gemeenteverband, dis die orde van God, nie om nie tale te praat nie. Amen. As jy in gemeenteverband is en jy praat tale, moet daar iemand wees wat dit uitlê, of jy self moet dit kan uitlê. En dit gebeur deur vrymoedigheid. Mense vra vir my, hoe werk die uitleg van tale? As ons nou mooi kyk na die gawes, hier's nie presiese riglyne nie. Okay? Dis vir ons neergepen, sodat ons nie hoef om vrymoedig te wees nie, dat ons kan verstaan wat is gawes. Maar jy moet daarin groei met vrymoedigheid. Okay. So, as jy nie die guts gaan vat om iemand se tale uit te lê nie, gaan dit nie gebeur nie. God gaan nie jou mond oopmaak en vir jou sê dit en sê dit en sê dit nie. Dis iets wat in jou hart opkom en jy bring dit uit as 'n profetiese woord. Okay, het ons dit. Maar moenie nou so stres oor die uitleg van tale nie. Begin by die begin. Praat ten minste eers jou tale. En beoefen dit, moet dit nie los nie, beoefen dit. Ons het al so lekker daaroor gesels. Okay, so ek dink, jy kan verstaan, dat tale is geweldig belangrik in jou geestelike lewe. En wanneer jy daai guts vat, is dit makliker om ander gawes te beoefen. Okay. Dan kyk ons na 'n profetiese woord, profesie. Ons het nou so mooi daaroor gepraat. Jy kan of vir iemand sê, so sê die Here, en vir hom 'n woord gee, of jy kan die woord van die Here bedien
en dit is die gees van profesie. Die getuienis van Jesus Christus is die gees van profesie wat in Openbaring 19 vers 10 so mooi vir ons opgeteken is. Ok, so profesie stig ander. Tale stig jou self. Ok, mooi. Dan kom ons by die gawe van wysheid, en dit is, ons sien so mooi in Spreuke 8, wie is die wysheid van God? Dit is die Here Jesus Christus, gaan lees gerus Spreuke 8, Jesus wat die wysheid is, en jy kan bid om wysheid te bekom, maar ek moet vir jy sê, soos wat jy groei in die evangelie, en jou hart oopmaak, en tyd in die woord spandeer, en kennis kry in die woord van die Here, en jy bid vir wysheid, kan God daai kennis gebruik wat al reeds in jou hart is, om die woord van God vir jou te openbaar, om met wysheid die woord van die Here oor te dra. Dit is wat ek nou vanaand gedoen het. Ek het voorberei, ek het gesorg dat ek weet wat hier aangaan, ek het kennis by mekaar gaan kry. Die gees van die Here moet dit vanaand vir my lewend maak in my hart, en dit kan met die wysheid van God kan dit aan julle bedien word. So God kan vir my die wysheid gee vanaand, om dit te kan bedien. Jy kan nie geen kennis hê en nooit die woord lees, en net bid die hele tyd vir wysheid nie. Want wat moet God gebruik om vir jou wysheid te gee? Ok, so ons moet ook verstaan, gawes is 'n groeiproses. So jy moet ook groei in baie dinge, jy moet jou hart oopmaak, jy moet jou laat leer, jy moet die woord lees, jy moet 'n binnekamer verhouding hê, sodat God iets kan hê om te gebruik. Want ons as kinders van die Here wil net vir God vra. Ok? So ons moet ook insit, om uit te kry. En dit is ook met die kennis van wysheid. Van gawe van kennis. Ek wil soos wat jy groei in die woord en verstaan en al die dinge, so kan God se gees vir jou die woord lewend maak. So kan jy die kennis in liefde toepas en die evangelie bedien in liefde. Ok. So dit is al daai mooi dinge. Dan kry jy natuurlik die onderskeiding van geeste. Nou, as jy nie volwasse raak in jou geestelike lewe nie, kom ons gaan lees dit gou. Hebreërs 5 vers 11, 12, 13 en 14. Hebreërs 5 vers 11 tot 14. Hy sê, as kies? Hebreërs 5 vers 11 tot 14. Kyk, hy sê, waarvoor ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Is dit nie so nie dat kinders van die Here traag geword het om te hoor? So dit is moeilik om kinders van die Here te leer van die woord van die Here. Want alhoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle met die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het julle weer 'n behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed en kwaad van mekaar te kan onderskei. Okay? So ons moet volwasse raak in die evangelie. Ons moet die vaste spys begin inneem. Ons moet begin verstaan, wat is goed en wat is kwaad, wat is vals en wat is waar. En dit is hoe jy die gees van onderskeiding kan hê van geeste. Jy moet ten minste volwasse genoeg wees om te weet, as daar prediking uitgaan, dat jou oor moet so besny wees, dat jy dadelik kan hoor, nee, dis nie reg nie. So jy moet geoefen wees, jy moet geestesvermoëns bykry. Jy moet nie traag wees om te hoor en te leer en te verstaan en 'n binnekamer verhouding te hê en die woord van die Here te lees en volwasse te raak en nie meer te dink soos 'n kind, te redeneer soos 'n kind en te doen soos 'n kind nie. Weet julle wat doen 'n kind? 'n Kind entertain hom self met baie dinge. En dit is ons as kinders van die Here se probleem. Daar's baie van ons wat al
10, 12, 14, 20 jaar op die pad is, wat nog steeds op TikTok gaan rondkarring, of op Facebook, of op YouTube, of wat ook al, om allerhande kort goedjies in die hande te kry. Wat my kan voed. So jy dink soos 'n kind. Jy redeneer soos 'n kind. Want jy moet al by die vaste spys wees. Jy moet al verstaan waaroor die evangelie gaan. Jy moet al ander kan leer waaroor die evangelie gaan. So as jy gaan so bly rondkarring, gaan jy nooit in jou hele lewe volwasse raak in die evangelie nie. OK? Dis erg waarmee kinders van die Here hulle self besig hou. Kort goedjies, vinnige goedjies, die ding, daai ding, dit, dat. Niks wat standvastig is nie, niks wat onbeweeglik is nie. Niks wat my verantwoordelikheid is nie. Want ons as kinders van die Here moet jou verantwoordelikheid so vat, dat jy opgelei kan word om ander te leer. OK, kom ons gaan aan. Dan kom ons by kragte. Kom ons speel gou hierdie liedjie. Dit is so lekker. Kom ons speel gou hierdie liedjie. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Heer. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Heer. Genade op genade, sluip hy die berg weg. Genade op genade, sluip hy die berg weg. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Heer. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Heer. Genade op genade, sluip hy die berg weg. Genade op genade, sluip hy die berg weg. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Heer. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Heer. Genade op genade, sluip hy die berg weg. Genade op genade, sluip hy die berg weg. Dit is Sagaria 4 vers 5 en 6. Gaan lees dit gerus in jou eie Bybel. Wow, is die liedjies nie amazing nie? Dit is net awesome verby. Hoe ons die woord van die Here ook kan leer aan mekaar deur liedere. Dis net awesome verby. Nou kom ons kyk na kragte. As ons dink aan kragte, dan dink ons aan geweld. Is dit nie so nie? En wat sê die woord van die Here so mooi? Nie deur krag of geweld, maar deur my gees, so spreek die Here. So, ons as kinders van die Here is baie keer so gefrustreerd in ons geestelike lewe, omdat daar niks gebeur nie. Ons voel die duiwel is verantwoordelik, dat daar niks in my geestelike lewe gebeur nie. OK? Dan raak ons frustreerd en ons skree op die duiwel en ons bid hard en ons beklei en ons hou oorlogvoering en ons bid die hardste van almal. En man, ons is so gefrustreerd in ons geestelike lewe. Is dit nie so nie? En ons voel dis krag. Ek het so gevoel. Ek en Stanley het geskree dat ons nie kele oor het nie. Dat ons nie stemme het nie. Want dis die krag van God. Maar wat sê die woord van die Here vir ons? Nie deur krag of geweld nie, want wat is dit wat jou so frustreer? Dis jou eie geaardheid, dis jou eie gesindheid, wat gefrustreerd is in jou hart en in jou binneste. En nou wil jy daai frustrasie uithaal op iets.
Nou gaan haal jy dit op die duiwel uit. Maar jy kan hom nie bind nie, jy kan niks met hom doen nie, want God gaan eers aan die einde, gaan hy met die wederkoms, die engel, die opdrag gee om die duiwel te bind. Net hy gaan die autoriteit hê om dit te doen. So ons kan in ons frustrasie, kan ons hierdie kragte probeer doen. Jy maak jouself moeg. Jy maak jouself gedaan. Jy voel dis krag, want jou geaardheid voel goed. Maar dis frustrasie in jou hart en in jou binneste. Hoekom? Want die Here Jesus Christus het kom krag te doen. As hy aangestap het, het die duiwels uitgevaar. Is dit nie so nie? Hoekom? Hoekom kon hy soveel krag te doen? In sy nederigheid, die woord sê so mooi, hy skree nie, hy roep nie uit nie. Ok? Nederig, sagmoedig. Hy het die wil van sy Vader gesoek, dag in en dag uit. Hy het homself gaan verneder onder die kragtige hand van God. En dan moet die duiwel van jou af wegvlug. Dis wat in Jakobus 4 vers 7 staan. Wanneer jy jouself onderwerp aan die woord, weerstaan jy die duiwel en dan sal hy van jou af wegvlug. So Jesus Christus het die gesag by sy Vader gekry deur hom te soek, deur sy wil te soek, deur hom te onderwerp, deur in sy nederigheid te wandel. Hy het nie gaan uitroep en skree en te kere gaan nie. Almal het geweet wie hy is as hy aangestap kom. Dis die gesag wat in hom was. Deur sy Vader te soek. So waar lê jou krag en in jou gesag? Dit lê in jou binnekamer. Dit lê in jou verhouding met jou Vader. Dit lê daarin dat jy vrede in hom vind, dat jy verstaan wat is die wil van God, dat jy kan verstaan hierdie geaardheid in jou wat frustreerd is, moet verander, moet uitsorteer. Daai geaardheid is nie goddelik wat skree en te kere gaan en 'n duiwel bestraf en bind nie. Dis nie goddelik nie. Dit moet verander volgens die woord. Die woord van die Here sê, jy moet die geskree van jou af wegvat. Ok? Sagmoedige hart is kosbaar voor God. Nederigheid, dienskneg, vernedering. Dit is waar jou gesag lê as kind van die Here, om wel duiwels te kan uitdryf, om wel kragte te kan doen. En wat sê die woord vir ons so mooi? As jy dit wil doen, moet jy vas en jy moet bid. So jy moet die woord van die Here nakom, sy opdrag nakom, om dit wel te kan doen. Dis die geloof wat jy het. Here, ek glo u woord, as ek vas en ek bid, en ek soek u in my binnekamer, en ek soek u wil, sal u werk soos u wil, wanneer dit nodig is. Ok? Het ons dit? Amen. Dis awesome, hè? So dis nie deur jou krag, deur jou geweld, deur jou geaardheid, wat in elk geval so boos is, wat jy enige geestelike krag het nie. Geestelike krag lê by nederigheid, verneder, dienskneg, God soek in jou binnekamer, sy wil soek, gehoorsaamheid in die evangelie, dis gesag. Ok, wow, het ons hom? Het ons hom. So, nou kom ons by 1 Korintiërs 12 vers 9, wat ons vandag gevra het, dat watter gawe kom in meervoudsvorm voor in 1 Korintiërs 12. Nou kom ons lees gou hier. So 1 Korintiërs 12 vers 9, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Wat sê hy hierso? Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking. Ok, so wat is hierdie genadegawes
van gesondmaking, want as ons praat van genesing, dan dink ons moet elke ou gesond bid. Dis waar dit eindig stop. Natuurlik is dit ook een van die gawes, no problem, maar ons staar onsself blind aan die res. Nou, ons gaan vanaand so mooi leer, wat is dit? Ek is sommer so opgewonde. Ek is so opgewonde om dit met u te deel. Nou, natuurlik, die een gawe van genesing, van gesondmaking, is natuurlik wanneer 'n persoon siek is. Hy het geen sonde gedoen om siek te wees nie, hy het niks nie, sy liggaam is net siek. Okay? En jy as kind van die Here gaan bid vir daardie persoon en jy maak hom gesond. Okay, dit is 'n gawe van gesondmaking. Okay, so dit is die bekendste een, dit is wat ons almal wil hê, dit is wat ons almal na opkyk, dit is wat ons almal voel as die ou, iemand kan gesond bid, het hy dit gemaak in die evangelie. Okay, so dit is vir ons die hoogtepunt, as iemand gesond gebid kan word. Nou, ongelukkig, as 'n sondaar genesing kry in sy liggaam, dan aanvaar hy dat God het hom vergewe, omdat hy genesing gekry het. Okay? Ek en Stan het al met hoeveel mense gepraat. As sondaars genesing gekry het in hulle liggaam, kan jy daai sondaar niks vertel van die evangelie nie. Niks. Want hy is in God se guns, God keer sy lewe goed, en God het hom vergewe. Okay? So dis 'n baie gevaarlike punt om op te wees. Alhoewel ons dit nie wil wegpraat nie, dit is 'n gawe van gesondmaking, jy mag vir jou broers en susters bid, jy mag al hierdie dinge doen, okay. Maar dan, dis nie waar dit eindig nie. Mense kan siek wees, ongesteld wees, krankhede hê, as gevolg van duiwelbesetenheid. Nou kom ons gaan lees dit hierso in Matteus 9 vers 32. Matteus 9 vers 32 en 33. Hy sê, terwyl hulle weggaan, bring die mense 'n stom man, wat van die duiwel besete was, na hom toe. En nadat die duiwel uitgedryf was, het die stomme gepraat, en die skare het hulle verwonder en gesê, so iets het ons nog nooit in Israel gesien nie. Nou, die onderskeiding van geeste wat jy moet hê, die volwassenheid wat jy moet hê in jou geestelike lewe, is om te weet, is hierdie persoon waarvoor jy moet bid vir genesing, is hy duiwel besete? Moet daar 'n duiwel uitgedryf word, sodat hierdie persoon gesond kan wees. Okay? So dit is om te groei en volwasse te raak, ook in hierdie saak. Nou ons het so mooi gelees, ons met hierdie geestesvermoëns bykry, om hierdie onderskeiding te kan hê in ons lewe. Nou, as jy vir iemand gaan bid wat net siek is, en jy begin duiwels uitdryf, wat op hierdie stadium in die Christelike kerk gebeur, is dit 'n groot verwarring, want daar is nie 'n duiwel in die persoon nie, al wat gebeur is, die persoon is siek. Okay, so dit is die gees van onderskeiding wat jy ook moet hê, wanneer jy in die gawe van gesondmaking opereer. Okay, dan kry ons natuurlik ook mense wat gegaan het, en hulle het probeer krag te doen soos Paulus, en hulle het, soos wat Paulus duiwels uitgedryf het en al die dinge, het hulle was duiwelbesweerders gewees, so hulle het nog nie hulle harte vir die Here gegee nie, en hulle het gesien, maar Paulus doen dit in die naam van Jesus Christus, en hulle wou hom naaap, okay, sonder 'n verhouding met die Here, sonder redding, sonder verlossing, sonder die gees van die Here in hulle harte, wou hulle vir Paulus naaap, okay, en hulle het in die naam van Jesus, het hulle ook hierdie een man, wou hulle die duiwel uitdryf, en dit is hierdie 7 seuns van Skefa, en hierdie duiwels, kom ons lees gou hier, so Handelinge 9 vers 13 en 14, en sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het het gewaag om die naam van die Here Jesus te noem, oor die wat bose geeste gehad het, en te sê, ons besweer julle by Jesus, wat Paulus verkondig, so hulle het nie idee gehad wat hulle doen nie, hulle het net gehoor Paulus doen het, toe doen hulle dit ook, okay? Nou dit was sekere 7 seuns van Skefa, 'n Joodse owerpriester, wat dit gedoen het, maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek, van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Okay,
Toe spring die man en wie die bose gees was op en hulle oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. Okay? So jy gaan vat nie 'n duiwel met 'n kaal hand aan nie. Dis die spreekwoord. Okay? Jy moet verstaan waaroor dit gaan. Jy moet God in jou binnekamer gaan soek. Jy moet vas, jy moet bid, jy moet 'n verhouding met die Here hê, jy moet onderwerp. Jy moet hierdie rein en heilige lewe voor die Here hê, sodat jy hierdie dinge kan doen. Anders gaan die duiwel vir jou beet kry. Hy gaan vir jou ore aansit. En dit is, ons sien baie keer mense wat sekere goed doen. En dan wil ons net injump, sonder om enige moeite te doen in ons geestelike lewe. Okay? So nou kan jy ook verstaan, mense wat net duiwels gaan bind en te kere gaan. Jy moet verstaan wat in die geestelike wêreld aangaan. Jy moet weet wat daar aangaan. Jy moet dit verstaan. En so kan jy gesag ook verstaan. Okay. So, alle gesag lê in jou binnekamer en in 'n verhouding met ons Vader en onderwerping aan die woord. Okay. So dit is jou werk. Dis wat jy moet doen, dis wat jy moet uitsorteer, wanneer jy 'n begeerte het om in gawes te vloei. Nou baie is natuurlik siek as gevolg van sonde. Kom ons gaan lees dit in Jakobus 5 vers 13 tot en met vers 16. Okay. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Gebeur dit net sommer maar hulle verniet? Kom ons lees die volgende vers. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Okay, so hierdie is eintlik die idee van berading, as jy na hierdie skrif kyk. Iemand het 'n probleem, hy kom uit met sy saak, mense bid vir hom, en so kan hy innerlike genesing kry, as ook baie keer uiterlike genesing. Baie keer sit 'n mens met iets wat jy in vasgevang is, wat jy net nie van loskom nie. Okay? En dit kan dalk iets 'n siekte in jou liggaam veroorsaak. Stanley gebruik baie keer die voorbeeld van, kom ons sê iemand slaap rond, en as gevolg van dit het hy vigs opgedoen, en nou kom maak hy sy saak bekend aan die ouderlinge. Okay? Aan geestelike leiers wat dit kan hanteer. Nie mense wat dit nie kan hanteer, wat jou gaan skinder en kwaad praat en gaan verwoes en al hierdie dinge nie. Jy kom na iemand toe wat jy kan vertrou. Okay? Wat geestesvermoëns het, wat volwasse is in die evangelie. En jy kom maak jou saak bekend, jy kom bely jou saak. En nou kan jy innerlike genesing en verlossing ontvang van daai saak wat jou vashou, want dit kan vir jou voel jou lewe eindig, as jy nie van so 'n saak ontslae raak nie. Nie nog, never mind nog uiterlik, innerlik, dit vreet jou. Nou kan jy van hierdie saak ontslae raak deur dit te openbaar, om dit in die lig te bring. En jy kan ook genesing ontvang, met dit wat, die sonde wat jy doen, wat jy gedoen het, wat 'n siekte in jou liggaam veroorsaak het. Jy kan ook genees raak van daai sonde, wanneer jou geestelike leiers vir jou bid. Okay, nou, wat gebeur met geestelike berading? Baie keer as jy kom na iemand toe wat vir jou geestelike berading wil doen na jou wedergeboorte, ek praat van na jou wedergeboorte, sal hulle vir jou sê, hier is 'n hele lys van sondes, wat jy al gedoen het in jou lewe voordat jy die Here aangeneem het, want dis hoekom jy in so 'n toestand bly, dis hoekom jy onder hierdie vloeke bly, okay? So nou gee hulle vir jou so 'n lys lang lys sondes wat jy moet aftik, wat jy al gedoen het. Nou baie het al fortuinvertellery gedoen, baie het al sterre gaan lees en gekyk en al hierdie goeters. Daar is baie dinge wat jy kan merk op hierdie dinge. En dan sê ja, nee, daar is jou vloek, hy moet gebreek word. Okay. Terwyl die woord van die Here vir ons sê, dat die oomblik wat jy die Here Jesus Christus aanneem, in die wedergeboorte, breek hy daai vloek.
Daar's geen vloek meer oor jou van jou sonde wat jy gedoen het voor jou wedergeboorte. Jy's los, jy's vry. Jou ou lewe is afgesny, asof jy dit nog nooit in jou lewe gedoen het nie. Okay? En daai ou lewe word begrawe met jou doop. Maar die conundrum is, na jou wedergeboorte doen jy weer sonde. En dis daai sonde wat niemand oor worry nie. Dis daai sonde wat jy moet bely. Dis daai sonde waarvan jy vergifnis moet kry, om jou genesing wat jy ervaar het met jou wedergeboorte, en dit is die ander gesondmaking wat jy kry, dis in jou siel, dis in jou innerlike met jou wedergeboorte. Ontvang jy hierdie genesing in jou siel, in jou innerlike, van daai ou sondige lewe. En so kan jy hierdie nuwe mens in Christus opstaan. Maar nou, as jy nie daai sonde bely na jou wedergeboorte nie, kan jy nie in daai genesing bly nie. Jy raak in 'n toestand, jy raak in 'n depressie gat. Dit is so mooi in Psalm 32 sê hy, as ek my sonde bedek, dan rus die hand van God swaar op my. So jy gaan daai swaarmoedigheid in jou gemoed ervaar. Nou hardloop jy na 'n beraader toe. En hulle gaan maak al die sondes bekend voor jou wedergeboorte. Dit wat al alles weggewas is, waaroor die vloek gebreek is en al hierdie dinge. Maar niemand help jou om te sê, bely jou sonde sodat jy kan vry bly in jou siel, in jou innerlike nie. Bly jou sonde bely. Vergifnis bring genesing. Okay. So, baie keer, ons as kinders van die Here het so 'n urge en 'n opgewondenheid. Wanneer jy mense sien struggle in hulle sonde, voor hulle die Here aanneem, wat jy net vir hulle wil sê, neem die Here aan. Dis jou antwoord, dis jou genesing. En dit is hoe ons in die evangelie moet aangaan. Want daar lees soveel langs die pad. Kom ons sê nou, Stanley noem vandag sy oulike voorbeeld. Hy sê, kom ons sê nou, daar lê iemand langs die pad. En hy was in 'n geweldige ongeluk gewees. En hy lê in bloei, en hy gaan hom doodbloei. En nou wil hy geen mediese hulp hê nie. Hy wys dit weg. Gaan jy desperaat raak? Gebruik hierdie hulp. Raak gesond. En dit is hoe ons as baie keer as kinders van die Here teenoor sondaars voel. Ons sien hoe lê hulle in hulle bloed en spartel. Ons sien hierdie ou lewe wat hulle siek maak. En jy wil vir hulle die antwoord gee. Dis die antwoord, daar is genesing en redding en verlossing in die Here Jesus Christus. Amen. En dit is hoekom ons nooit moet ophou om die evangelie te bedien nie. En dit is ook 'n gawe van gesondmaking, want jy bring die gawe van gesondmaking na die persoon toe wat siek is. Jy bring die evangelie van redding en verlossing na hierdie persoon toe. Amen. En die oomblik wat hy dit aanneem, kan hy verlossing in sy siel ervaar. Kan hy genesing in sy siel ervaar. Is dit nie mooi nie? Sjoe, dit is amazing. Ons as kinders van die Here het 'n geweldige taak wat ons moet uitvoer. Nou kom ons gaan kyk gou na 'n baie interessante punt. Kom ons kyk hierso en ek wil eers die skrif lees in Jesaja 53 en ek wil lees vanaf vers 1 tot en met 12. Dit gaan vinnig wees. Ek sien ons het nog tyd. Dat ons lekker kan verstaan wat hier staan in Jesaja 53, want ons as kinders van die Here haal hierdie vers totaal en al buite konteks van die woord aan, wanneer ons vir iemand bid vir genesing in sy fisiese liggaam. Ok, kom ons gaan lees hierso. Jesaja 53 vers 1 tot en met 12. Ek wou 'n lied skryf en toe wil my app glad nie vandag saamwerk. Hy sing vir my Hollands. So niemand sou Hollands verstaan het nie, want hierdie is my so mooi gedeelte wat ek wou opsom, wat ons net so 'n bietjie in die hart kon tref vanaand om te verstaan wat het hier gebeur. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog is soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit die droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag
en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. So hierdie hele profetiese woord, ek dink julle kan dit hoor, gaan oor die Here Jesus Christus. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die staf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het ons elkeen ons eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewenis, terwille van die oortredinge van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddeloses gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyding van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal sy knegt die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra, en vir die oortreders gebid het. Nou, as ons kyk na hierdie profetiese woord, ek hoor die meeste van die tyd, as iemand bid vir iemand se fisiese liggaam genesing, dan haal hulle hierdie skrif aan. Dat ons het genesing, omdat hy, kom ons lees dit net gou weer, hier so mooi. Ekskuus my liefie. Ja, hy het ons krankhede op hom geneem, en ons kan genesing kry. So dan vat ons hierdie skrif, en ons bid vir mense, vir fisiese genesing. Nou kom ons gaan kyk, hoe Petrus vir ons hierdie skrif verduidelik, om het reg te kan verstaan, wat se genesing vind plaas. Wauw, ek is opgewonde, ek is vandag op en af gehardloop in hierdie huis. Kom ons lees 1 Petrus 2 vers 18, dit is die profetiese woord wat in Jesaja opgeteken is, in Jesaja 53, wat Petrus vir ons hier so mooi verduidelik, waaroor hierdie skrif gaan. Ok, 1 Petrus 2 vers 18, 1 Petrus 2 vers 18. Is dit 2 Petrus? Twee Petrus. Oh, 2 vers. Sorry. Kom ons kyk gou. Ja, dit is 1 Petrus. 1 Petrus 2 vers 18. Ja. 1 Petrus 2 vers 18. Amper maak my man my de mekaar. Tot en met vers 25. Dis 1 Petrus 2 vers 18 tot en met vers 25. Ok, lees mooi aandagtig saam met my. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees. Nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. So hier praat hy al klaar van 'n gesindheid met van ons, nie? Want dit is genade as iemand terwille van die gewete voor God leed verdra, deur onregverdig te ly. Jo, dit het my getref.
Dit is genade. As iemand ter wille van onregverdigheid leed verdra. Het jy al daaraan gedink? Want watter roem is daar, as jylle verdra wanneer jylle sonde doen en geslaan word? Maar as jylle verdra wanneer jylle goed doen en ly, dit is genade by God. So as jy verdra, wanneer jy ly, wanneer jy goed doen, dit is genade by God. En wat wil ons as kinders van die Here doen? Ons wil onsself laat geld. Ons wil onsself verdedig. Ok, jy wil self inklim, krag en geweld. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. So Christus het vir ons 'n voorbeeld kom nalaat, waarin ons in sy voetstappe moet navolg. Ok, kom ons hoor, wat se voorbeeld het hy vir ons nagelaat? Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Ok, so dis 'n voorbeeld. As jy uitgeskel word, moet jy nie terug uitskel nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie. Ons wil altyd dreig as ons ly, maar dit oorgegee aan hom wat regverdig oordeel. So hy het dit oorgegee aan sy Vader. Ok, dis die voorbeeld wat ons van die Here Jesus Christus moet volg. Ons moet alles oorgee aan die Vader in ons binnekamer, dit gaan uitsorteer daar. Ok. Wat self ons sonde in sy liggaam op die kruishout gedra het. So hy praat hier van ons sonde in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie julle wonde genees is. Deur wie se wonde julle genees is. So waaroor het dit hier gegaan? Ons, Jesus Christus het vir ons kom wys, ons kan die sonde oorwin. Ons kan die sonde kom afsterf. Ok? Dis waaroor hy hier gepraat het. Volg in my voorbeeld, moenie jouself laat geld nie, moenie gaan terugveg nie, moenie gaan terugpraat nie, moenie jouself gaan geld en al die dinge nie. So dis die voorbeeld wat Jesus vir ons hier nagelaat het. Hy het vir ons kom wys, dis moontlik om sonde te oorwin. Ok, want julle was soos dwaalende skape, dis presies wat hy sê in Jesaja. Maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. So waaroor gaan hierdie hele gedeelte? Gaan dit daaroor dat ons moet bid en sê, deur sy wonde is daar vir ons genesing en ek bid vir iemand se fisiese liggaam? Of hoe moet ons dit vanaand verstaan? Die Here Jesus Christus het vir ons kom wys, ons kan die sonde oorwin, ons kan dit afsterf. Ons het sy genade ontvang deur sy offer. Ons kan dit bely, ons kan genesing ontvang deur vergifnis van ons sonde. Ons siel kan daai genesing ontvang. In ons innerlike kan ons daai genesing ontvang deur sy genade. Deur vergifnis, want vergifnis bring genesing. Ok, so wat het hy hieroor gepraat? Oor die innerlike van die mens. Volg my voorbeeld. Soek my Vader wat in die verborgene is. En sterf hierdie sonde af. Ek het vir jou kom wys hoe. Ek het my rug teen sonde gedraai. Neem jou kruis elke dag op en volg my. So nou kom die hele evangelie hier by mekaar oor die innerlike. Maar omdat ons as kinders van die Here so vasgevang is in die uiterlike, gee ons net om oor die genesing van die uiterlike liggaam. As God dit wil doen, doen God dit, no problem. Ek praat nie daar teen nie, glad nie. Ons mag die gawe beoefen, ons mag die Vader vra dat iemand genesing ontvang en al hierdie dinge, maar ons moet ons hart begin oopmaak, om te verstaan dat die innerlike genesing is die belangrikste. Want wat sê hy hierso? Die Here Jesus Christus het hierdie smarte en krankheid op hom geneem. Hierdie smarte van die hel, wat ons deelagtig kan raak, wanneer ons hom nie aanneem nie. Hierdie krankheid wat ons kan ondergaan, wanneer ons hom nie aanneem nie. Dit is waarvan hy ons wil verlos. Dit is waarvan hy ons wil vrymaak.
Dit gaan nie net oor die krankheid en die smarte in hierdie liggaam nie. Dit gaan nie net hier, ek het nie geld nie, nou gaan ek deur smarte nie. Dit gaan daaroor dat hy ons siel wou kom losmaak en kom vrymaak uit die mag van die duiwel uit. Sodat ons siel verlossing kan kry, sodat ons siel genesing kan kry, vergifnis kan kry. Sodat wanneer die Here Jesus Christus op die wolke kom, dat ons nie die smarte deelagtig hoef te raak van die tweede dood nie. Dat ons dit nie deelagtig hoef te raak nie, dat ons nie die wraak van God deelagtig hoef te raak nie. So, hy het vir ons kom wys, jy kan oorwin. Jy kan sonde oorwin, jy kan hierdie vlees oorwin. Tree die teenoorgestelde op, hê vergifnis, breek vry. Gee dit vir God die Vader, gaan praat met hom in jou binnekamer. Kry vergifnis in jou innerlike en jou siel, bely jou sonde. Sodat daar genesing in jou siel kan plaasvind, in jou innerlike kan plaasvind. Is dit nie amazing om aan hierdie dinge te dink nie? Dat ons gedagtes so bietjie kan wegkry van die vlees af. Dat ons kan verstaan, maar die evangelie gaan oor die innerlike. Dit is wat die Here Jesus kom doen het. Ons siel was vasgevang in Satan se mag. Elkeen moes doderyk toe gaan. Niemand kon gered word nie, niemand kon verlos word nie, niemand kon vrykom nie. En dis waarvoor die Here Jesus Christus gekom het. Sodat hy in die doderyk kon ingaan, die sleutels van die dood en die doderyk kon kry, die duiwel oorwin, hom van die Godeberg afgedryf het. Uit sy posisie uit waar hy die mens vasgehou het in sy innerlike. Dis waarvoor die Here Jesus Christus gekom het. Sodat hy vir ons kom wys het, maar jy kan hierdie vlees oorwin. Jy kan hierdie sonde kom oorwin. Dis net super amazing. Is dit nie so nie? So, ek wil vanaand vir u dit nalaat. Kom ons dink aan ons innerlike. Kom ons dink aan ons ewige lewe. Kom ons los 'n bietjie hierdie aarde. Ek kan vir u sê, wanneer jy hierdie dinge begin verstaan, en dit raak deel van jou, en jy kan opgewonde raak daarmee, en jy kan dit vat in jou hart, en jy kan dit bewaar, en volgens dit begin lewe en aangaan, kan ek vir u sê, die aardse goed raak soos 'n damp. Dit beteken niks meer nie. Maar die innerlike genesing, die innerlike vryheid, vrede, verlossing en al die dinge wat kan plaasvind in jou lewe, dis die krag en heerlikheid van God. So ja, jy kan definitief vir iemand bid vir liggaamlike genesing, no problem. Jy kan saam met iemand bid wat vasgehou word deur iets wat dit kom openbaar maak. Ek kan net dink in my eie lewe. Baie keer het ek met 'n ding gesit in my lewe. En sodra ek dit openbaar maak, sodra ek dit bekend maak, dan voel dit of daar berge van my afval. Dis daai genesing wat plaasvind. En so jy mag saam met iemand bid, jy mag vir mense bid, no problem. Maar ons moet vanaand verstaan, dat die Here Jesus Christus gekom het vir die innerlike van die mens. Om gered te word, om verlos te kom, om vry te kom, om sonde te kan afsterf. Om hierdie heilige en rein lewe te hê, om gesag te kry by God in jou binnekamer, gaan soek die wil van God in jou binnekamer. En whatever moet gebeur, verlustig jou in die Here, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Nie hierdie uiterlike goed wat jy begeer nie, gaan verlustig jy in jou binnekamer in hom, en hy sal doen wat hy wil doen. Gaan verlustig jou in sy vettigheid. Gaan verlustig jou in sy lewende water. Doen wat jy moet doen, en God sal doen wat hy moet doen. En ek dink, dit kan al klaar vir ons soveel berusting bring vanaand met die gawes. Dat, doen wat jy moet doen. Verlustig jou, raak betrokke, wees deel. Sodat jy die wil van God kan begryp in jou lewe. Anders gaan jy nooit die wil van God kan verstaan nie. Jy gaan nooit kan vrede hê nie, jy gaan altyd in 'n geveg hê, jy gaan altyd alles met krag en geweld wil doen.
Jy gaan altyd na iets gryp. Allerhande goedjies, sê goedjies, videoetjies, dingetjies wat mense nie idee het waarvan hulle praat nie. Jy gaan gebed gebruik vir 'n wapen. Gebed is nie 'n wapen nie. Gebed is daar as 'n verhouding met jou hemelse Vader in jou binnekamer, dat hy jou in die openbaar kan vergeld. Dat jy sy wil kan gaan soek in jou binnekamer in nederigheid. Nie om te voel ek is nou die sterk man waar hy uitkom en ek kan nou alles. Nee. In nederigheid. Nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. Kom ons luister nou, is daar 'n liedjie of van is gebed 'n wapen? Kom ons luister dit net weer, want baie van ons het 'n hele misverstand konsepsie van gebed. Mense wil gebed gebruik om mekaar te veg. Mense wil gebed gebruik as 'n wapen. En gebed is nie 'n wapen nie. Gebed is verhouding. Gebed, ja, jy wil gebed gebruik om jouself te laat geld. Om hier iets te wees wat jy nie gaan wees nie. Jy boost net jou eie geaardheid, dis al wat jy doen. Wat is gebed? Kom ons luister daarna. Is dit 'n wapen of 'n verhouding met die Vader in my binnekamer? Net ek alleen, praat ek met hom om by hom te hoor wat is sy wil. Dis sy. Wat is sy wil? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader? Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader? Soek hom in die verborge, hy sal vergeld. Elkeen wat hom soek in opregtheid, in hom is geen wapen, maar 'n verhouding. God het nou geen wraak teen enige iemand nie. Ons antwoord volgens sy wil. Hy antwoord ons volgens sy wil. In my binnekamer, Net ek alleen, praat ek met hom om by hom te hoor wat is sy wil. Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader. in hom is geen wapen, maar 'n verhouding. Hy antwoord ons volgens sy wil. Hy antwoord ons volgens sy wil. Dit is wat ek vir jou wil sê. God is nou op hierdie oomblik in die Nuwe Testament. Oefen hy nie wraak uit teenoor die mense nie. En die mens het wraak in sy binneste. Jou geaardheid is wraakgierig. Jy wil die wiel laat draai en jy wil die hond sy dag laat kry en ek weet nie wat alles nie. God trek elke mens deur sy gees op hierdie stadium om gered te word. Amen. Elkeen moet gered word. Elkeen moet hemel toe gaan. Dis die verskriklikste plek om te dink iemand moet hel toe gaan. So ons moet verstaan, op hierdie stadium oefen God nie sy wraak uit, soos in die Ou Testament, oor die mense. Die Here Jesus Christus het gekom, en alles het verander in liefde, redding, verlossing, vergifnis, genesing. So God is kwaad vir niemand. As jy kwaad is vir 'n persoon, God is nie kwaad vir daai persoon nie. Jy moet vergewe. Jy moet gaan verneder en gaan vergifnis kry by God. Want God het nie nou wraak nie. Maar die dag met die wederkoms, dan word God se wraak oor hierdie aarde uitgestort. Met vuur en alles gaan verbrand. Dit wat Stanley vir ons bedien het Sondag. Dit het my laat wegkrimp. Dat niks gaan oorbly nie, niks, alles word vernietig deur vuur. En as 'n mens bly in jou verbittering, in jou seer, in jou onvergewensgesindheid, as jy nie wil vryspreek vergewe, jou ou geaardheid laat gaan nie,
Gaan jy deel wees van die wraak van God? Want wat sê hy? Ek vergewe jou, soos wat jy jou skuldenaar vergewe. So as jy nie jou skuldenaar vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. So, Dan gaan jy boet vir al jou sonde, so. waarvan jy vrygeskeld was. Ek wil vanaand uitroep, kry vergifnis in jou hart. Die Here praat vanaand met iemand. Laat hy wraak gaan. So. Laat hy onvergewensgesindheid gaan. Ja, so. Jy wil wraak uitoefen en dis hoekom jy frustreerd voel. God wil vrymaak, God wil red, God wil verlos. Daar's hoop vir elke mens, terwyl elke mens lewe op hierdie aarde, is daar hoop. Maak jou hart vanaand oop dat die Here kan siele red. Vergewe vanaand. Spreek vry. Laat gaan, laat los. Dat jy kan vrykom, dat jy uit die gevangenis kan uitkom. Jy sit jouself in 'n gevangenis. Kom na die Here toe dat daar genesing in jou hart en in jou innerlike kan plaasvind. So. En ook so vir die ander mense. Ja, ons kan nie God gebruik om vir ons kant te kies nie. God sal nooit, ooit vir jou kant kies nie. Ooit. Jy kan nie by God gaan skinder nie. God gaan iemand nie by jou beskinder nie. God gaan nie teen iemand draai ter wille van jou nie. God wil red. God wil verlos. Hy wil vrymaak. So. Maak jou hart vanaand oop. Verstaan dit. Breek jou hart so oop in trane en in smarte voor God en sê, my God, ek het dit nie so verstaan nie. Ek het hoeveel mense en myself in 'n gevangenis gehou. Maak daai hart oop vanaand. So. As jy nie weet hoe nie, kom sien ons. Praat met ons, kom bid saam met ons. Dat jy genesing kan kry in jou innerlike. So ek hoop vanaand maak alles vir jou sin. Gawes maak jou opgewonde. Amen. Jy verstaan jou verantwoordelikheid. Verstaan dit gaan oor die innerlike, die redding van die mens. So. Wow, dit het my vandag so opgewonde gemaak. Te dink, Here, dit gaan nie oor die uiterlike nie. So. Al vergaan die uiterlike dag vir dag, word die innerlike vernuwe. Wanneer jy die Here soek, wanneer jy in jou binnekamer verhouding het, al val alles uitmekaar is in hierdie uiterlike, dag na dag word die innerlike vernuwe. Amen. Prys die Here. Jy moet 'n baie lekker aandjie, ons is baie lief vir. Ons wil net 'n aankondiging maak. Stanley gaan môre aand, Woensdag aand gaan hy bedien, 6:30, die Engelse deel van die gawes. Asseblief moet dit nie misloop nie. Ons kan nie donderdag uitsaai nie, so ons moet dit geskuif het na môre aand toe. Ons gaan vir julle 'n remindertjie opsit, moet dit nie vergeet nie. Skakel môre aand in, wees weer deel van die lekkerte van die gawes. Hy gaan weer sy lekkerte gebruik om dit aan ons te verduidelik. Vandag het hy vir soveel mooi dinge gesê. So ja, dit is net amazing om so by hom ook te leer. Dit maak my so opgewonde, prys die Here. Jy moet 'n lekker aandjie, ons is lief vir u en ek sluit af met gebed. Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met die Vader in my binnekamer? Net ek alleen, praat ek met hom om by hom te hoor wat is sy wil. Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader? Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader? Ek soek hom in die verborge, hy sal vergeld. Elkeen wat hom soek in opregtheid, in hom is geen wapen, maar 'n verhouding met hom wat ons antwoord volgens sy wil. Hy antwoord ons
volgens sy wil. In my binnekamer, net ek alleen, praat ek met hom om by hom te hoor wat is sy wil. Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader? 'n naam is geen wapen, maar 'n verhouding. Hy antwoord ons volgens sy wil. Hy antwoord ons volgens sy wil. Baba Amma, lekker aantjie. Ons het al 'n playlist van 76 liedjies. So moet dit nie misloop nie. Gaan op Telegram, gaan op YouTube. Alles is daar. Gaan oor die playlist. 76 liedjies uit die woord van die Here wat jy nou kan luister. Prys die Here. Lekker aantjie, lief vir almal.